Hierdie is my Anna. Ons het vir Joe is op Op 'n beter op 'n- plek. op 'n Joe is op 'n elders. beter plek. Ons het haar soos Elders. 'n Jack Russell plaas toe gestuur. Plaas toe gestuur. Maar gelukkig het ek vir mooi nuwe splinternuwe Anna. Sy is my nuwe mede-aanbieder, my mede-meisie, my mede-doodie. Ons is vandag by 'n ons moet nog vandag se program opsom. Kort rokkies, private vertoning, blaas Tot jou lippe seer raak. tot jou lippe seer raak. Ek dink dis genoeg. Ja. 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 Okay, hierdie kant is ek gaan haar nou Anna noem, want hier is nog 'n Annemarie. Annemarie Schulenbach wat 'n boerenooi is, maar die hou vir haar skots. Moet jy hoekom wil jy dit doen? Weet jy, ek dink dis omdat ek altyd my perke probeer rek so ver as wat ek kan. En oorspronklik het En bungee jump het dit nie gedoen nie. ek het al ja. Okay. Ons het nou gedink ons gaan haar vang hierso. Wat gaan nie? Kom ek sê ek het 'n vliegtyg gespring. Dan moet nog nie bungee jumping, maar ek het hom uit 'n vliegtyg gespring. Okay, ek ook. Dit was So ja, ek het aanvanklik die silvervlieg gespeel. Watter een is hy nou? O, hierdie So afhang. lyk 'n silvervlieg. So dit is 'n lang 'n vlieg wat 'n silwer dwarsvlieg is. wat jy so O, speel. okay, ja. En ek het 'n doel gehad dat as ek in 'n spesifieke groot konsert sou gespeel het, dan het ek my doel vervul. En toe in 2012 toe kom my groot konsert en ek speel nou in hierdie groot konsert met die silvervlieg. Nou ja, toe sit ek nou daar uit. Nou het ek nie meer 'n uitdaging nie. En vir een of ander rede, ek kan nie eens meer onthou hoe dit gebeur het nie, het die doedelsak by my opgekom. En persoonlik het ek nooit eens van die doedelsak musiek gehou nie, maar toe die idee my eers byt, toe kon ek nie die idee los nie. En ja, so toe maak ek kontak met iemand in die Kaap en hy het my aan die gang gekry en dis maar hoe dit begin het. 'n doedelsak. Ja, dit klink vir my ook, ek weet nie. Ek ken dit nie, maar ek mag dalk net te jonk wees daarvoor. Het jy gedink jy's 'n goeie blaser of was dit nou maar net? Ek hou van blaas. Jy hou van okay. Blaasinstrumente is my gunsteling. Is jou gunsteling. So jy het nou 'n julle kan nog nie sien nie, maar sy het 'n baie seksie rompie aan. Waar het jy die doedelsak gekoop? Want jy kan nie net enige ding koop nie, nê? Ja, ek het eers probeer uitvind kan ek nou een in Namibië kry en die antwoord was nou uiteraard nee. Ja. So toe moes ek nou op internet begin kyk en ek het toe nou op iemand afgekom wat in die Kaap is en ek het hom toe nou gekontak. Ja. En dit was die beste ding wat met my gebeur het want dit was nou hier by 2012 rond. Ek en hy is nog steeds vriende. Ons het nou intussen vriende geword. Is hy 'n Hy blaser? hy het 'n winkel op daai stadium gehad wat die Skotse klere gemaak het, wat doedelsakke reggemaak het. okay, Alles ja. doedelsak was Ja. in sy winkel. Oh, Hy het intussen die winkel verkoop want hy is nou al ook in sy 70's en so. ja. Maar ons het toe nou vriende geword en hy het altyd my maar deur hierdie paar jare wat ek nou alleen sukkel het hy altyd vir my daai kant, jy weet, gehelp en gesê Ja. Annemarie doen dit nou so en dan Ja. speel ek vir hom oor internet. Jy weet, oor 'n video en dan sê okay Annemarie maak so reg of maak so. En as ons die dag Kaap toe gegaan het, dan het ek altyd na hom toe gegaan. En so dit is hy het toe nou vir my aan die gang gekry want hy self het ook in die tattoos en alles al gespeel. So hy Okay. self was 'n baie goeie doedelsakspeler ook. So het jy jouself leer speel want dit is nie so maklik nie.
Alles wat ek instrumentaal gedoen het, het ek myself geleer, ja. Ek het geen Sure. agtergrond of Sy het nie Netflix nie. Nee, teoretiese agtergrond nie. Nee, ek moes myself geleer het. So aanvanklik het ek blokfluit by die kerk geleer, Okay. maar toe ek nou besluit, okay, ek gaan nou die dwarsfluit speel. ja. Toe het ek ook iemand gehad by die kerk wat ek het ook daar in die orkes gespeel. So hulle het Ja. ook my gehelp, maar meeste van die tyd leer jy maar jouself. Ja. Ja. En toe met die doedelsak kom, toe is dit nou en nou moet ek regtig myself leer want ek het nie geweet op daai stadium of enige ander spelers in Namibië was nie. Is hy? Of was jy die enigste Ek weet van doedelares? doedeleerder. Doedeleerder. Ek weet van een oom wat ook nog hy het op Walvis of Swakop gebly en hy het gespeel, maar hy is seker nog oor sy 70, so ek weet nie meer of hy speel nie. So en die enigste ander persoon waarvan ek bewus is dan nou myself. Ek weet van een ander persoon wat elektriese doedelsak speel, maar dan doen jy glad nie die pype reg nie. So jy doen nie die blaastegniek nie, jy druk eintlik maar net die Maar jy trek nou nie enige rok of 'n ding aan nie. Daar's 'n hele soetjie wat jy moet So aansit. jy kan nie net enige ding Gryp in jou lyf gooi en daar gaan jy gaan nie. doedel nie. Kyk, jy kan, maar as jy die optredes doen, wil mense die ervaring. Ja, Hulle wil die ja. hele ervaring hê en ek het al net doedelsak gespeel, maar ek het letterlik ook al mense gesien wat as ek om die hoek kom met die doedelsak en met my hele uitrusting, hulle monde hang oop want Ja. dis die laaste ding wat jy Wat jy dan verwag. moet jy verwag. Jy weet. So die uitrusting is 'n deel van die hele ervaring en dit skep die atmosfeer. Wat is hierdie Sakkie. Okay. Dit is die sporran. Sporran. Ja. So spoor jou aan, sporran. Ek dink sporran is meer 'n Skotse woord seker. Okay. Maar my Skots is nou nie so goed nie. Maar hierdie sakkies het hulle altyd saam, die Skotte saam met hulle tradisionele drag gedra. Okay. So dis maar 'n sakkie waarin almal Waar dan jy in jou goedjies in het. sakkie? Ek het Batterye. nee, ek het my tissues in my lippies in want jou mond raak baie gou droog. Ek kan dink. So jy wil daar 'n bietjie vaseline byderhand hê. En dis handgemaak. En die tossels is Die tossels is deel van die tradisionele opset, prentjies. maar almal se Sporran. sporran is baie Sporran. uniek. So Ja. my sporran het hierdie diagramme van 'n visse. die salmon, wat is salmon in O, Afrikaans? Salm. Salm. Salms, né? So 'n salm is 'n vis wat hy reis mos baie ver in die rivier af om sy eiers te gelê en dan kom hy terug. So die hele teken agter die salm is hernuwing. Oh wow. Dit is altyd nuwe lewe, nuwe Ja. groei. So dit is die idee van die salms agterop die sporran. En jy sit dit dan ook rondom jou lyf as jy Ja, speel. ja. So ek weet nie wat die mans daarin het nie, maar soos tipies vrou het ek nou maar net 'n Lyk asof jy iets daar kan inpas om jouself aan te spoor as jy nou regtig moes. Exactly. 'n botteltjie iets. 'n botteltjie iets. Sê gou, Dutch courage. So iets ja. daar is Anna het vir my gevra. Ek moet vir jou vra. Wat dra jy onder jou rokkie? Ja. What's going on under your kilt? Is dit waar? Is dit 'n Ons wil nou nie vir jou die spot sit nie want jy gaan nou 'n baie belangrike werk begin. Maar is dit waar? Daai daar's my maag. My sporran is besig. Dat mans nie Onder Ierse mans, Skotse man. Skotse mans nie Volgens my steppings dra onder volgens my hulle. vriend wil ja, hulle dra nie tradisioneel dra die man selfs as hulle speel. But why? Wel, Punt Ja, en dis my ander vraag is nou sit jy met die doedelsak op jou skoot en die arme mense wat voor jou sit. Ja, ek hoop jy sit toepientjies. Mooi dingetjies gekry. wel jy staan en speel. Die doedelsak staan en okay. speel jy onder altyd gewoonlik as jy 'n doedelsak optrede sien op TV, hulle staan en speel. Jy kan nie sit en speel nie. Jy kan, maar die klank kan dalk nie so goed uitkom nie want die Ja. sak, jy sal die sak druk en dan So ons sal maar moet gaan
Ek gaan kyk iewers. Wat is 'n YouTube video 'n of YouTube? so. Of wat gebeur onder 'n man se keel? Wel, nou weet julle. Anne-Marie, in hierdie is hy uit 'n hoedjie ook. Ja, dit is die Glengarry, dis ook deel van die tradisionele Skotse drag. Ek gaan vir julle dalk nog die geskiedenis van die doedelsak ook deurgee. En so dit is 'n militêre, hulle noem dit 'n instrument of war, oorlogsinstrument. So Okay. jy het jou basies jou in daai tyd wat die 13-1400s was jou taten en jou kilt alles deel van jou clan. Okay. So jy het altyd so jou taten aangehad, jou Ja. kilt wat 'n spesifieke taten het, soos hulle het jou geïdentifiseer volgens jou taten. Wat jy aantrek, ja. So myne is nou rooi en groen, maar jy kan hom allerhande kombinasies. So en dis dan nou die Glengarry was ook deel van die uitrusting wat jy dan nou opgesit het. En natuurlik nie jou militêre wapen opgehad het. So dis nie net vir aantrek nie. Wag, dit is baie interessant. Maar wys vir ons jou doodle, want jy het nou net gesê daar's die een waarmee jy begin het. Ek dink dit is hierdie bloue, nê. Nee. O, doen jy eers hierdie ding. Ja, Dis hierdie met die handjie. dit lyk amper soos een van daai Toys R Us speelgoedjies wat jy vir die babas gee as jy sê, Ja. los my gou 'n bietjie uit vir 'n oomblik. Jy het 'n bekkie ook. Ja, goed, ek het nou verskeie instrumente hier. Ek kan nie alles speel nie. Ek versamel baie van hulle. Okay. Ek het altyd die idee gehad dat ek gaan almal leer speel, maar my tyd Jy's hardloop nog jong. en Nee, maar daar's nog tyd. Maar ja, hierdie is een van my gunsteling. Dit is die automaton. So, dis 'n musiekinstrument wat jy nou jou note kan druk. En dan kan jy hom ook En wat se tipe musiek bevind 'n mens hierdie instrument? In watter genre? Ja. Baie goeie vraag. klassiek. Dit klink soos Moderne ek leer blokfluit speel het en staan dit Ja, twee. ek wou nou sê toe my ma ophou gehad het ek moet 'n instrument speel, het dit ook so iets geklink. Wow. So ja, hy's nou nie gestem nie, want ek was Ja, nie ja. van plan om hom te speel nie. Ja, ja. So baie lig het jy nodig om hom aan die gang te hou. So wanneer jy asemhaal, Ja. dan hou die sak aan blaas. Dan skep jy gou vinnig asem en die sak hou die lug aan deur die pype gaan. Ja, ja. So dit is wat hom dan ook so moeilik Want dis maak. die lug in die sak wat actually die Die klank klank maak, nê. Nee. Ja, hy in elke doedelsak hierso in het hulle wat hulle reeds noem. Okay. So as die lug deur daai reeds gaan, dan is dit wanneer jy die drone klank kry, hier's ook 'n reed in en dit is wanneer jy dan nou die chanter se klank kry. So. So as jy wil ophou speel, dan moet jy baie vinnig en gelyktydig die sak net so druk. O, om die lug uit te kry. Jy gaan nie al die lug uitkry nie, maar hy sny dan die lug soos gelyktydig af van die drones en van die musiek af. So daar sal nog bietjie lug in wees, maar die klank hou onmiddellik op. Okay. So. Soos 'n rugbybal, net papbreek. Ek wil jou vertel, destyds toe die Skotte nou die of toe die doedelsak begin het hulle die blaas van 'n vark gebruik vir die blaassak. Hulle het nie 'n vark geblaas nie, hulle het die blaas die- van 'n Die nee. die binnekant, die ingewande, die orgaantjie. Ja, hulle het die sak uitgehaal Okay. en dit dan omskep in 'n soos 'n rugbybal, soos daai sakke in 'n Okay. rugbybal. So oorspronklik was dit hoe hulle blaassakke gemaak het vir doedelsak. En hierdie ene, want hierdie een is my beautiful, maar jy speel actually die ding. Ja, ek speel, hier is die Highland bagpipes, hierdie is die small pipes. So hy's heelwat makliker om te speel en hy's ook heelwat sagter. Okay. So dit is die een wat ek nou maar my vertonings mee doen. Ek sien nog steeds 'n fietspomp vinnig in. Net dit Huh? gaan net bietjie help, man. Een van daai wat jy gebruik om die opblaasbeddens op te Ek blaas. wil ja, opblaas met transpomp.
my so oral vibe. Dit is Ja, amper soos daai Dracula-rige, yes. amper scary. Dit klink anders as hierdie ene, nee. Ja. Ja, Dis heel dan wat wat jy sê sagter. sy klank is sag. So hierdie speel jy gewoonlik, hulle het hom in die oorlog gespeel. Ek verstaan dit. Ek sou ook geskrik het as iemand met daai ding op my afgeloop Ek sal julle nou verduidelik. En dan speel jy hierdie nou as jy in 'n binnevertrek, dis 'n intieme situasie. Hierdie het hulle dikwels, dis hoekom jy sal sien, die bagpipe speel altyd buite. Is omdat hulle so hard is. Verbeel jy hoor hierdie nou in 'n vertrek, 3 of 4 van hulle of 10 in 'n vertrek. Dis Annelie, hoe hoeveel keer kla bure hier by jou oor rus verstoring? Ek kan nie sê waar ons is nie. Wel, Het hulle- nog glad nie. Nog nie. Want die kleintjies is baie sag. So as ek oefen, het ek altyd so in die middeloggendure geoefen. So jy hoor hom nie so hard nie. Hierdie sal jy uithaal as die bure jou kwaad maak, dan speel jy hom 2 uur in die nag. Daar sy. As hulle 'n wakker. Oorloginstrument. 'n oorlog Dit is mos wat jy sê. Die enige ou ek het nou sommer klaar besluit, doodle is nie vir my nie. Dit lyk vir my baie moeilik en ek gaan blaas waar ek nie moet blaas nie en ja, anyway, wat moet jy kan doen om 'n doedelsak te kan speel? Okay, ja, kom ek terug na jou vraag ook van wat is die Vereistes, ja. Kyk, in die eerste plek wat die doedelsak anders te maak as ander instrumente is, soos met 'n viool of 'n klavier, jy het basies dit wat jou hande doen, jy weet, Okay. en jou mond doen. Dis deel van die tegniek, maar met 'n doedelsak sit jy met hierdie addisionele sak wat jy moet hanteer, so die meganiese gedeelte daarvan. En dit verg baie longkapasiteit. Ja. Veral as jy nou die grootte speel. Die kleintjie is nie so erg nie, maar die grootte vat verskriklik longkapasiteit. Dit voel regtig of jy 'n maraton gehardloop het as jy Wat ek kon dit sien, jy raak en ek wil jy's long fiks, blaas fiks. Dan kan jy nou wel Gitsin. Enige ou roker gaan nou nie nee, gaan nou nie die doedelsak kan optel nie. My nie. Moet jy jou longe oefen? Ek wil dit is Ja, nee, jy moet aan die gang bly. Soos as jy vir 'n tyd lank ophou speel, dan moet jy van voor af begin. Want jy verloor jou longkapasiteit. nou is die longkapasiteit, obviously wil jy dit mos nou vermeerder. Buiten vir dit blaas, hoor jy op en af die trappe of hoe Jy moet wel probeer fiks bly, maar ek dink hy gee al vir jou genoeg oefeninge op sigself. Ja. En Maar jy kan agterkom as jy nou nie 'n tyd nie gespeel het nie. Ja, nee. Dus ek sal nou op die kleintjies sal ek byvoorbeeld nou 30 minute aan een kan speel, maar op hierdie sal ek miskien nie nou meer so 2 minute kan haal nie. En wat ook veral die groot die Highland bagpipes is jy het as jy begin, jy het pyn in spiere wat jy nie geweet het nie. Jou tandvleispyn, jou klein tongetjie pyn van blaas, hierdie nekspiere pyn. So dis regtig 'n baie Jy span goed in wat Nie gewoonlik ingespan soos word ek nie. sê, jy kan nie dink dat jou tandvleis kan pyn of jou klein tongetjie nie, maar dit kan. jou klein tong. En jou lippe. Dit vat weer tyd vir jou lippe om gewoon te raak aan die blaastegniek. So dit is verskriklik. Selfs jou lippe moet sterk wees. Lyk jy so Ja, dit so mooi plump lips. Ek weet nie of jy nou nog vra het, Anna, maar my laaste ding wat ek smaal oor ou goeters. Maar wat is hierdie ding? dis 'n metronoom. Okay, nou wat maak hy? Kan ek en Anna hom speel? So- Want dit lyk Ja, hy lyk asof ons hy hom lyk kan doen. maklik. Net so. Vroeger jare is dit wat jou tempo vir jou aangedui het. Vandag gebruik ek spesiale apps op die selfoon vir die bagpipes om die bagpipes te tune. So byvoorbeeld hierdie Soos was nou te nie stem. in tune nie, so jy moet hom Oh, ook tune okay. voordat jy stem. So Ja. jy moet hom stem voordat jy speel. Wat baie moeilik is glad nie, want jy moet nou onthou, hierdie pype sit hier. So om hom te stem het jy iemand anders te nodig terwyl jy blaas om dan die drones op en af te beweeg tot die klank reg uitkom. So dis 'n 2-man span situasie daai. Ek is gelukkig met die regte man getroud. Hy tula pype. Dit is awesome. Ja. Ons Ek wil jou nog vertel hoe werk dit om te leer speel. okay, asseblief. Ja. Ja.
So as jy nou begin, jy kan nie net met die doedelsak begin nie. Jy begin met die chanter. Dis nou daai dingetjie wat daaronder was. Dit is hierdie chanter vergelyk dieselfde as met die chanter. Okay. Ja, so jy gaan dieselfde note druk. So jy begin eers oefen op die chanter want jy eers jou note en jou klank regkry voordat jy nou die tegniese sy van die doedelsak van die blaassak moet begin. So jy begin altyd eers met jou chanter. Nou wil ek graag een van julle vra om te oefen, om te speel. Hoe's jou blaassituasie? Ek dink jy's dalk bietjie meer ervare in blaas as ek. Wie het 'n blaasprobleem? Definitief ek. Sy's hoe oud is ek? 57. Okay, sê gou waar kom die handjies? Maak die gate toe. Het jy ooit 'n blokfluit gespeel? Baie lank. Druk maar net die gate toe asof dit 'n blokfluit is. Okay, dit is 'n hele paar jaar terug, nê. Soos 40 jaar terug. Okay, cool. Ek kan nie die gaatjies sien nie, maar okay. En dan blaas ek net, Ja. Okay, Anna. Ek dink ons moet Hou hom net dit vir jou. ek dink ons moet hom dalk net vir Anne-Marie teruggee. Ek dink so ons druk net die gaatjies enige manier toe. Maar probeer om jy te begin, druk maar net die gaatjies toe. Oh! Katte en paai. Is daar nog, want ek bedoel dis 'n helse uitdaging wat jy actually aan hierdie boeremeisie van Windhoek wat nou besluit sy skop. 'n doedelaar te word. Sy's 'n doedelaar. doedelaar. 'n doodie. 'n doodie. Sy's 'n doodie. Nou Wat is jou volgende? Wat gaan jy volgende doen, Anne-Marie? My- Everest klim. my volgende uitdaging is om weer terug te kom op die Island Bagpipes, want soos jy kan sien dit verg heelwat longkapasiteit wat ek nou eers moet opbou. En dit gaan jy doen deur dit nou net heeltyd te oefen. En altyd as ek by die optredes kom en mense vra waar is die doedelsak en ek sê hierso is dit, dan is hulle baie teleurgestel dat ek met die kleintjie daar aankom. Ja. So ek wil graag weer terug gaan op die. Dit lyk soos 'n rip-off daai kleintjie. Speel jy hom? Nee, ek gaan nie. Nee, maar wat ek bedoel is dis beautiful die. En dit pas by daai prentjie van. En die uitrusting met die hoedjie en die Ja. wat is daai sakkie? Nee, ek Die kan nie. sporran en die Sporran. Glengarry, Wat is hierdie? die Glengarry. Okay, op daardie spoor gaan ons nou groet. Ons twee doodies vir hierdie awesome doodie. En ja, sy gaan gou vir ons bietjie nog triks wys, maar Ingrid se arm raak nou lam.